'n baie interessante ding het met my gebeur. In my vorige gemeente waar ons gebly het, ons het in Elspark in Kingfisher gebly en ons huis was reg oor die lyn van die aanloopbaan waar die vliegtuie kom land. As hulle oor ons huis is dit dink minder as 'n minuut, dan land hulle. En wat my gebeur het, ons kom nou die dag van Dubai af en ons vlieg en skielik begin ek die wêreld onder my herken en hier kom ons reg oor ons huis, ou huis ingevlieg en ek neem foto's. Jy kan duidelik ons huis sien waar die kerk was, ons eerste huis waar ons gebly het. En in daai oomblik herinner God my aan dit wat ek daar gespreek het. Hoeveel keer het ek daar gestaan, kyk ek na die vliegtuie, dan sê ek gaan nog ver vlieg. Ons gaan nog ver vlieg, ons gaan nog ver vlieg. Dan is daar geen idee hoe ons dit gaan doen, wat ons gaan doen nie, maar ons gaan nog ver vlieg. En toe ek al oor daai huis vlieg, toe is daar 'n bewoë, hartseer, blydskap, dankbaarheid vir dit wat die Here vir my gedoen het. Nou wonder ek, hoeveel keer het jy al getrek in jou lewe? As ek kan optel, het ek dalk 5 keer getrek in my lewe, max. Hoeveel keer het jy getrek in jou lewe? En dan bly op 'n plek. Nou besef ek, toe ek daar gebly het in Germiston, was ons 100% in die wil van die Here. Vandag bly ek in Modimolle en ek is 100% in die wil van die Here. Maar daar is iets wat jy moet verstaan van jou blyplek. En hoor wat skryf Jesus in Johannes 17. Johannes skryf, Jesus bid, en sê vers 14, ek het die woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. En ek kry dit, as jy nie saam met ouens drink en rook en vloek en skel en saam met hulle party nie, kyk hulle jou skeef aan. Ja, is die pastoor wat nou wie hy is. Want ek behoort nie aan hierdie wêreld nie. Jy behoort nie aan hierdie wêreld, net soos Jesus nie behoort nie. En dan sê hy, ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie. Wow, plaas die Here, laat net uit hierdie wêreld. Maar God wil jou nie uit die wêreld uit hê nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. So in hierdie wêreld is daar 'n bose. In hierdie wêreld kan jy maklik beïnvloed word deur die bose. En dit was so. In Elspark was daar ander goed wat gebeur het, ander omstandighede wat gebeur het as hier in Nylstroom. En dan sê Here, Vader, ek bid dat U hulle bewaar van die bose. Hy sê, hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat U hulle deur U toegewy wees deur die waarheid, U woord is die waarheid. En dis baie belangrik, jy kan beïnvloed word deur die wêreld waarom jy is, of beïnvloed word deur die woord. Die grootste probleem met Christene vandag, hulle te min woord in hulle. So hulle weet nie wat die waarheid is nie. Hulle leef nie die waarheid nie. So ek is nie van hierdie wêreld nie. Jesus wil my nie uit die wêreld uitbid nie. Hy wil my in die wêreld hê. Dan sê hy, soos U my na die wêreld gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Nou dink 'n oomblik. Ek het 'n besluit. Ek het goed besluit, ek gaan trek of ek gaan so maak of so maak. Maar ek glo absoluut, ek's in die wil van die Here. So, die Here sê, ek behoort nie aan hierdie wêreld nie, net soos hy ook nie aan die wêreld behoort nie, en ek is toegewy aan die woord is die waarheid. Hy bid dat ek bewaar sal word van die boosheid, dat ek nie ingesluk sal word deur hierdie wêreld waar ek bly, en wie ek is en wat ek is nie. Maar dan sê hy, Vader, net soos U my in die wêreld ingestuur het, stuur ek hulle ook in die wêreld in. Hoekom? Om die wêreld te verander, die wêreld waar jy is, om dit te verander. Nou is ons partykeer te skaam om te sê, dis wat die Bybel sê, of te skaam om saam te bid, te skaam om te sê, sorry, ons kinders van die Here, doen nie dit nie. Te skaam om te sê, Sondag gaan ek kerk toe, Sondag dien ek die Here, ek gaan kerk toe, elke dag dien ek die Here. Ons is partykeer te skaam om saam met iemand te bid, iemand te vertel van Jesus. Maar dis wat die Here sê, jy behoort nie in hierdie wêreld nie. Ek bid nie dat jy uit die wêreld uit weggevat word nie, inteendeel ek stuur jou in die wêreld in. En wat wonderlik is, hy bid om te bewaar van die bose en toegewy wees aan die woord.
En mag dit met jou ook vandag so wees. Kom ek bid saam met jou. Vader, dankie dat jy seun Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het om ons te red. Jesus, dankie dat jy ons leer. En Jesus, ek bid nou vir elkeen dat jy hulle sal bewaar van die bose. Maar Vader, dat ons ook aan u woord toegewys sal wees en die waarheid sal ken en ons sal die waarheid leef. Dankie dat jy ons liefhet in u naam. Amen. Dankie, jy's 'n great blessing.